26, net vers 22. En hij leest als volgt. Maar omdat ik hulp van God verkry het, staan ik tot vandag toe en getuig aan, klein en groot, en spreek langs buiten, wat die profete ook en ook Moses gesê het dat zou gebeuren nie. Ek wil weer lees. Aan die kinders van die Here. En alle wat vanaf die woord hoor. Maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek vandag toe en getuig aan klein en groot en spreek langs buitengewoon wat die profete en ook Moses gesê het dat sou gebeur nie. Halleluja! Vader! Halleluja! Hosanna! Halleluja! Jesus! Vader! U mag gesit met u. Heilig! Halleluja! Jesus! Halleluja! Eerstens wil ek die almagtige God dankie sê dat hy vir ons gedra het tot hier. Amen. As genade om vanaand hier te wees. God is good. All the time. Halleluja. Ek wil eerstens die pa en die ma van hierdie huis groet. Welkom terug, my apostels. Ons gee die ma ons het nou vir 'n bietjie vir die paar dae wat in die was ons 'n bietjie rof gewerk in die huis. Kerries gevat, wat is jy moes gevat, dit is sout gevat, waar ons soos in jou kaste gekrap. Maar ons vraag van skoon. Die paar van die huis was hier gesels kan. Dankie vir die geleentheid, apostels, Steenkamp, apostel, om vir my vanaand die geleentheid te gee, om deel te wees, om in die historie te wees van die tent wat sê, I'm still standing. Sal u nooit vergeet. Ek wil ons al ons apostel Boos Standard, apostel Bos, apostel Waterbos, Bishop Steenkamp, apostel Landman, ons leraars, ons apostels, ons pastore, dat ek hierdie name kan goed ken, ons diensleier, apostel Boesak, al ons leiers van buite kan welkom. Ek het volgende gesê welkom in die kinderen. Welkom. Halleluja. Ek wil die tent geheel en al groet. Ek wil my vrou en die middag groet, my apostel Cheo. Nou hierdie van is bietjie baie moeilik. Baie kan nie allemaal spreek. Nou as jy Tswana praat, sê jy Cheo. En as jy Engels praat, sê jy white. En as jy Afrikaans praat, sê jy wat. So jy kan my van opbreek in die taal wat jy gehoor is. Halleluja. Halleluja. Dit is een makkelijke taal. Dit is die enigste van waar jy so baie kan opbreek. Enige taal. Halleluja. So moet jy vir jou laat stikkel nie. Sê so Mr. White. Of Mr. Wat. Of Mr. Cheo. Ek is saam met jy. As my van. Halleluja. Ek wil my PA in die middag groet. Evangelist Paulina Maluka, wat vir my en my vrou dinge baie maklik maak met al ons afsprake en wat ook saam met my op Revival FM 92.7 ons radio station is. Ons sê vir baie dankie dat u altyd vir ons onthou om ons afsprake betyds. Ek wil ook aan ons groot leiers verskoning vra vir die lack arrive dat ek vir julle hier kom kry. Ons was weer troue in lokasie jammer dat nou was 'n jong kind die weer aankom. Halleluja. Die tent geheel en al. Halleluja! Halleluja! Kom ek preek vir u vanaand. Soos wat die gees van die Here vir my sê. Die tema van die tent sê, I am still standing. Nou daar moet 'n rede wees hoekom u sê dat u nog staan. Wat het u oorgekom dat u kan sê u kan u staan vanaand? Daar moet 'n rede wees waar u deur gekom het. Dat bring op die woord dat hy stil staan. As jy agtertoe kyk wat die pad van die Here van jou gedra het, dan kan jy sê, I am still standing.
die Here kan die finansie stil. En Paulus sê, die mense wat toe Paulus uitgaan Damaskus, hy sê die mense van die goedheid van die Here. Paulus het die mense gesê van die goedheid van die Here. Hy het vir hulle gesê, bekeer julle. En daar was mense gewees in die Bybel wat stryd geneem het, wat het die gelyk het Paulus moet die waarheid praat. En hy het vir Paulus gevat en hom gebroei en hom in die tronk gesit. Want Paulus sê met die hulp van die Here, omdat die Here my gehelp het, staan ek nog vandag. Al kom ek in die tronk nie, al kom ek in die vuur nie, maar met die hulp van die Here het gemaakt. Is dit die Here wat tye en omstandighede kan verander? Niemand. Daniel sê, as net die Here wat die tye en omstandighede kan verander. En dan word hy tyd toe, hy tyd aanbreek, toe jy nie in 'n goeie tyd was. Toe die omstandighede jou teen die muur druk, toe kom die hulp van die Here. As net die Here wat hy, as net die Here wat omstandighede en tye begin met diakenskap en 'n sekere bediening. En net die Desember maar die 18, ek sal dit nooit vergeet nie. 1994 begin ek as 'n diaken. En net toe ek moes ingestel word, staan daar manne op en vroue en sê, hierdie mannetjie kan nie as diaken gaan nie, want hy het 'n meisiekind ongezond gemaakt en hij is toch te jong. Hij verstaan nog. En je moet weer een tijd bij je worden. Jong man niet voor je goed. Vaders en moeders heel geleden wordt. Want die evangelie was hard geweest. En dan breekt mij die dag van alle jaren wat ik zo hard gewerkt heb. En toen mijn tijd komt, wat ik moet ingesteld wordt, zei hij kan niet, want hoe brengen we zei dat meisje kan ongezond gemaakt. We verwonderen waar is die meisje. Maar hoe kan je niet terug antwoorden, want als goed mensen. Je moet staan. Maar toen kwam die hulp van die Heer. Paulus zei, met die hulp van die Heer staan ik nog tot vandaag. Dat sta je in je leven waar je moet stil blijven en retreat. En voor die Heer kans. En hij zeker een ochtend, die 18 december 1994. Toen wordt hij ochtend kinderen per ongeluk ook ingezien. En die meisje wat in gezin wat ik zwanger gemaakt heb, hij daar ook op, hij moet ook zijn kind inzien. En die Heer gebruikt die leier wat inziening doen. En hij vraagt jullie vragen, en hij vraagt kinders, ik ga niet die kinders inzien als er de papa zich voor hem toe komt. En ik zei dat zij hier komt hier. En ik zei, dank je Heer, hier komt hier. En hij doet het weer, hij zei, ik kan niet die kinders inzien, maar die mama's is hier, die peerouders is hier, waar is die vaders? En toen kwam die man. En hij zekere meisje kan staan daar. En hij kijkt zo, zie niet zijn man niet. En hij draait onder die leier vraagt hem, waar is jouw man? En hij zei voor hulle, mijn man is een troep, is niet aan. Hij zei, ik beloof je vandaag, ik ga volgende week hier wees en ik ga hem brengen. En ik hoor hoe zak. Die geest van die Heer. Ik zie hoe hand die open. Dat die Heer is hier gekomen. Denk maar, hij is stilstanding. Hier alles. Dat moet er reden wees. Hoe kom je ergens vandaan zijn? Hij is stilstanding. En weet je wat, dat was niet voor mij die moeilijkste. Maar wat voor mij die moeilijkste was, was om terug te gaan. Om voor mensen te gaan preken wat mij verleden. Dat sta je doen niet op. Wat je moet teruggaan om mensen te gaan verdienen wat je verleden. Dat sta je wat je moet teruggaan om mensen te gaan vinden, Heer redden voor ons wat je hoeft te doen. En wat ga je doen? I am still saying.
vir die leraar Lewak, kan nie gou staan. Ek eer hy vrou van die Here. Hy staan met my Heer alles. En die dag is al nooit vergeet, ons is in Vinkstraat, by om van Wyk se huis, ons die grafsteen af, en ek doen die preek die morgen. En as ek klaar gepreek het, die maandag roep my hoofleier my en hy sê vir my, Hans van Wyk. En ek preek die morgen. Maar toe klaar gepreek het, die maandag roep my hoofleier en hy sê vir my, die mense sê, die kan nie, die bring die kerk in skande, want jou lewe is hier mekaar. En ek vraag vir my Heer, wat sê jy? Hy sê, ongelukkig moet die kerk sê, dat is my auntie. Hy sê, ongelukkig moet die kerk beskerm. Ek vraag wat vir my? Ek sê my Heer, hy sê vir my hierdie woorde, ek weet jy sê fout. Maar ons vergadings met jou gesê. Maar die mense sê, jy kan nie voor hulle staan. En ongelukkig moet die kerk sê. En ek val in mekaar. Maar toe en hulle beloof my die aand. Hulle sê vir my, ons het elke dinsdag aand. En die aand die vir my is by die aand. En hy tik my by skool en sê, bly stil my seun. En hulle sê vir my, hulle maak 'n belofte. Hulle sê vir my, elke dinsdag aand gaan ons diens na jou huis toe vat. Jy mag nie meer voor die gemeente staan nie. Ons sit jou op 'n onbepaalde straf. En daar was die een dinsdag waar hy by eers opgekom het. Om my te gebroken het. Om my mekaar te maak. Om my te help. Miskien sê jy vanavond hier, jy stikke. Mense het gebeloof dat hulle gaan jou bystaan. Mense het gebeloof dat hulle gaan jou help. Maar ek moet op sy dag. En toe besef ek dat na al die jare sê hulle vir my seun, trakteer. En is moes, al die dinge hoe moeilik. Jy moet hier. Want hy dag aanbreek. Toe voel hulle kan nie meer voor hulle staan. Toe hy dag aanbreek wat my lewe in mekaar moet val. Toe sê hulle vir my, jy praat nie meer. As die seende mense het vir my gesê het, you must stand, you must preach. En van hoe lewe in mekaar. Want die dag toe hy dag aanbreek, so die seende mense wat vir my sê, jy staan nie voor mense. En hy was nie stil. Heel stil sê. Van die gedachte wat hy sê. Waarom dat ek hulp van die Here gekry het? Staan ek nog vandag met vir. Miskien sê jy vanavond hier, jy is geskei. Mense het jou gepreek omdat jy geskei. Want mense nie verstaan, niemand trou om te skei. Maar hy dag aanbreek. Al doen jy ook van, om dit met mekaar te bring. En staan het met mekaar. Mense sal nooit verstaan waar jy gaan. Tot een dag wanneer dit hulle gebeur. Wat hy ons stil sê. Jy sê dat die maggie nog in jou oog gegaan het. Dat jy nooit die brand van hy maggie voel. As jy nog nie deur skei gegaan het, sal jy nooit verstaan hoe voel die persoon wat hier die skei is. Dit breek om die oomblik, die tydperk waar hy deurgaan, want hy verloor alles. Die tyd wat hy saam gespandeer het, dit breek om vertaal. En jy verheerlik jou. En die persoon het die seer gekry. Maar wacht tot wanneer van jou gebeur. Maar Paulus sê, net omdat ek hulle
mensen weg van die leier af. Toe staan jy alleen. Maar met die hulp van die Here staan jy tot vandag. Miskien sê jy vandag dat jy jou vrou verloor deur die dood. Die jou man verloor. Dat jou kind verloor. En mense vra, ek het hy daar gevra, ek word hom geneem. Wat vandag? Staan jy tot vandag. Die familie wat by die nacht wak, van jou so'n klomp beloftes gesê het, dat ons is saam met hom, ons is elke dag hier. En is weg. Maar Paulus skryf vanaf die sê, met die hulp van die Here, staan jy tot vandag. Dus hoe kom jy vandaan staan? Dat is mense wat beklei, omdat jy voor hem toe gaan. Dat is een sekere vrou, Naomi het 2 skoondochters. En toe die lewe omstroop van alles af. Vry sy skoondochters, want jy nie maar maar een sê vir hom, jy sien, dat is tegen wat die mense vir jou sê, jy moet omdraai. Dat is tegen wat die mense vir jou sê, jy kan nie meer verder. Jy moet afdraai, jy moet teruggaan. Want net omdat jy aan beweeg, staan jy tot vandag. Mense verstaan nie, en jou gebroken lewe, hoe kom jy aan beweeg? So omdat jy die Here het jou help gegeven, daarom kan jy aan beweeg. Mense vraag baie kere, hoe kom beweeg jy soos vandag? Ja, mense vraag sy man, sy vrou, of ek het nog nie gestel, hoe kom beweeg jy so vandag aan? Hulle kan nie help nie. Want hoe jy, die jongemannetjie wat gereid het in die stoel. Toe hulle verandering om te sê, trek af. Toe sê sy van, vir my son, toe hy eindelijk die stoel omgaan en die kind terug. Binnen die stoel was daar mense, wat wil eerst tyd om af te trek. Maar dan hoor jy die stem van die Here sê, keep on. Nou so weer terug. Breek my hart met mekaar. Halleluja. Ek moet ontmoet 'n betroubare bekende leier. Wat drank gehad, wat nooit gedrink het en ek het leier gespeel. En hy was lief vir sy family. Hy het alles met 'n groot business gehad. Met die lewe van hom omkeer. En hy stroep hom van alles af. En hy staan op steen en kry hom Saterdag. Hy is papdronk. En my hart breek. Niemand om gedruk. My hart breek op mekaar. Want ek kyk verby dit wat hy nou dronk is. Al wat op by my gekom het was. Hy het nie gemaak soos ek. Hy verstaan nie. Hy het dit nie gemaak soos ek. Hy het dit nie gemaak soos ek. Toe jy hier skei gaan, toe gee die Here jou krag. En daarom kan jy vandaan sê met die hulp van die Here, staan tot vandaag toe. Maar hy het dit nie gemaakt. Hoe seer is dit om 'n man van die Here so te sien? En ek sien nie meer die dronkheid, maar ek sien hy het dit gemaakt. Waarom het ek vras, Here, help? Die pyn is te veel.
gaan staan. Waar jy hier. Mense verstaan nie. Hoe kan jy vanaand sê dat jy stil staan? Yes. Toe daai tyd jy nog liewe aanbreek, maar jy gevoel dat ek kan nie meer. Dat tyd jy nog liewe gekom en jy voel, ek altyd het ek gewen, maar ek kan nie meer. Jy sê, Paulus, toe kom die hand van Here. Dis ook wat vandag toestaan. En dis die antwoord wat jy vanaand terug het vir die mense daar buite kan gaan sê dit. Die rede hoekom ek nog tot vanaand toestaan. Ek het die hand van die Here gekry. Jy het werk verloor. Dat is jou kinders wat in drugs is. Jy het die fight verloor om hulle by die Here te bring. Jy het verloor. Mense respek jou vandag nie meer as gevolg van jou kinders wat in drugs is. Maar vanavond kan jy terug gaan en sê, die rede het nog aangegaan. Ek het daarop gekry van die Here. As iemand sê vanavond, moederloos voel, jy staan nog steeds. As daar iemand is vanavond hier so wat voel, ek kan nie op met my doen. Dan wil ek nie vanavond sê, solank jy nog lewe, bestaan jou droom nog. Keep on dreaming. Ek het daarop gekry. Eendag gaan jou droom, gaan jy opstaan. Dan gaan dinge nie meer so. Nou aan. As die Here vir Paulus deurgekom en Paulus opgegee, gaan die Here ook vir jou. Hou net aan. Jy sit vanaf hier en sê vir homself, Here, wanneer kry ek 'n werk? Ek het 'n family om te sorg. Hou aan. Jy gaan ook kry. Hier staan iemand vandaag. Ek weet om te verneder te word. Weet jy wat daar stee? Want as jy inkom en jy stap in die kerk, dan voel het asof jy loop soos Moses deur die water geloop het. Toe die Here die water opgetroof het. Toe die haie net daar in die water vir Moses gelus het om te byt, maar hulle kon nie by hom kom. Daar stee waar jy teen jou vyand verby loop, dan lus hy jou net om te byt. Hy kan nie, want die hand van die Here is oor jou. Daar moet jy nie bang wees om verby jou vyand te loop. Jy hoef nie te draai nie. Loop reg en voorbij. Hy gaan net lus kry om te byt, maar hy gaan nie by die punt kom om te byt, want die hand van die Here is oor jou. Ek wil afsluit met hierdie Here. Ek wil afsluit met hierdie Here. Jesus kry 'n vrou by die put van Jakob. En hy vra vir hom water. Die vrou kyk verby. Hy kyk die gesig van Jesus. En hy sê vir hom, jy weet mos. Ja. Ons mag nie. Dat is nie wat die Here, die ding wat jy nodig het, en jou vyand sy hand gaan sê. As jy hom soek, kan sê jy kan dat ding nodig. Maar as jy die gesig kyk, die ding in die hand het, dit maak dat jy die stande kan bly. En draai jy terug. Kan ek dit weer vir jou verduidelik? Baie mense maak dit nie. Want die ding wat hulle nodig het, is in die hand van sy vyand. En dis die moeders hoe die Here werk. As jy nie wil vrede maak met jou vyand, die Here gaan hy ding wat jy nodig het in jou hand van jou vyand sit. As jy so kyk, dan sê jy lus hy ding maar die Here kan nie hy ding kry nie, want is die verkeerde dag. En dis presies wat die vrou gemaak het. Hy het die water nodig, maar as hy die gesig kyk en hy sien is Jesus, voel hy kan nie die water vat. Baie mense het vandag geval
Toe iemand preek, toe kyk jy so toe sê, ek hoor as apostel, wat het gaan preek, toe sê ek gaan dit doen. Hy het die woord nodig, maar die apostel woestel het oor preek, maar hy verstaan nie met apostel. Want die Here, die voet wat hy nodig het, en apostel woestel het, sy mond en sy hande gesit, en ongelukkig moet jy kom, en net sit om te kry. Hosanna! Hy hom stil stem.